Hoor, kan julle my hoor? Dankie. Ek waardeer Alida. Ek een reg merkie as ek net vanaand met jou praat, dan weet ek jy kan my ten minste hoor. Baie welkom by ons laaste episode van Volvrou seisoen 9, week 6 en ja, ek is op my bed want ek het my rug gerus. So ek is jammer as julle in my kamer moet kuier saam met my, maar ten minste kan ons voortgaan. Ek is super opgewonde oor vanaand se boodskap. Ek dink baie van julle gaan ja, weer eens net 'n ongelooflike aha moment hê in vanaand se voor of in vanaand se bediening of woord wat ek julle gaan gee. En ek hoop regtig dat dit aanpaal vir jou hierdie hele tema sal saamvat. Die tema vir jou gaan afrond. En dit as jy ooit weer aan die 10 maagde dink, die 5 wyse maagde, die 5 dwaase maagde, aan die olielampie dink, dan jy gaan verstaan, jy gaan dadelik terugkom na hierdie boodskap van vanaand en dit gaan vasmaak in jou hart. So ek het gesê laasweek met week 5, dit was die eerste 4 weke was rof. Dit was eerstens wie is ek? Hoe loop ek in my righteousness? Hoe trek ek uit wat nie aan my behoort nie? Hoe lyk voorbereiding? Wat sê die wêreld is voorbereiding? Jy weet, en vanaand wil ek hom vasmaak en ek dink nog niemand het dit dalk. Ek wil amper verduidelik om te sê ek dink nog nie vanaand het iemand dit vir jou verduidelik so wat ek vanaand vir jou gaan verduidelik nie, want dit was vir my die grootste aha moment gewees. So tot en met nou toe, as jy nog nie hierdie bewusmaking gehad het van die wat nou die bewusmaking gehad het, is ek nou baie jammer, ek nou nie vir jou nuwe nuus gaan deel vanaand nie, maar tot en met nou toe het ons geleer dat ons moet ons olielampies volmaak. Hoe hou ons olielampies vol? Intimiteit met die Here, bly naby die Here. Daar gaan 'n tyd kom dat jy nie meer jou olie kan uitdeel vir ander mense nie, nie vir jou man nie, nie vir jou pastoor nie, vir jou kinders nie, nie vir vriendinne nie, dit gaan joune moet wees. En vir baie van ons klink daai soos daai intimiteit, dat daai bly naby aan die Here klink vir ons soos ek moet net naby die Here bly, wat anders te val ek, of anders te sondig ek, of anders as ek maak ek weer 'n fout. En so baie van ons lewe die mindset van die linker gedeelte van die skerm. Ons lewe in daai uitputtende siklus van ek moet net heeltyd naby die Here bly, naby die Here bly, naby die Here bly, dan skielik gaan jy so vinnig verby hom, maar gaan jy weer verby hom. En as ons skrif reg lees, en dit is 2 skrifte wat ek gaan deel wat al voortdurend in die program gedeel is en in die e-boek neergeskryf het, dis Johannes 15 vers 5 wat sê, abide in me and you will bear much fruit. En dan 1 Korintiërs 6 vers 17 wat sê, he who is joined to the Lord is one in spirit with him. En dis daai 2 wat ek vanaand vir jou wil kom vasmaak. En jou realiteit, liefste vrou, as jy niks onthou van die vorige 5 weke nie, wil ek hê jy moet die volgende onthou. Jy maak nie jou olielampie vol of hou jou olielampie vol sodat jy naby die Here kan bly nie. You're not a woman trying to stay close. You are a woman who has been joined with Jesus Christ. En dit verander 'n radikale perspektief van hoe ons journey en ons intimiteit met die Here sien. As jy jou intimiteit en jou olielampie gaan kyk of gaan aanskou, is ek moet net my olie vol genoeg hou of my olielampie vol genoeg hou dat ek naby die Here kan bly, dat ek reg is vir die uur as hy kom, dan mis jy die punt. Want wat jy eintlik moet besef, dat jy's klaar in hom. Jy is klaar deel van hom. So, ek wil hierdie vanaand vir julle verduidelik, so prakties as moontlik. You are not outside trying to get in.
Die 5 maagde wat nie genoeg olie gehad het nie, het die bruilof gemis, want hulle olielampies was leeg. So ek het gesê in die heel eerste episode of eerste les dat die aan die slaap raak was nie die probleem nie. Hulle het almal aan die slaap geraak. Die probleem was die wat se olielampie vol genoeg was en die wat se olielampie nie vol genoeg was nie. So gaan dit weer vanaand vir jou sê. Jou probleem is nie jou weakness nie. En vanoggend kry ek so 'n mooi storie wat ek deel wat op toepassing is op my. Ironies hoe ek of voor of na ek iets aangebied het deur 'n rowwe seisoen gaan en ek is nou weer in 'n groot aanval, but God is good. En hoe ek verduidelik van hierdie vrou wat in die oggende opstaan en sy moet gaan water skep met haar 2 bakke en sy laai die 2 emmers op haar stok. Sy gaan tap water, stap al die pad tot daar, maak die 2 emmers vol, laai die 2 emmers terug op haar stok, stap al die pad terug huis toe, maar die een emmer het 'n kraak in. So hy loop en drup water al die pad huis toe. En dit toe sy by die huis kom, is die een emmer net halfpad vol water. Maar sy kla nie, sy gaan aan, môre doen sy dieselfde, die dag daarna doen sy dieselfde, 'n maand later gaan sy met dieselfde bakke, gaan skep elke dag water, stap elke dag terug met die water. En 2 jaar later, toe breek die een emmer en hy sê vir haar, gooi my net weg. Gooi my asseblief net weg, want ek is useless. Jy werk so hard, jy stap al die pad, jy doen al die moeite, jy tap die water, jy laai dit op die stok, jy loop terug met hierdie bak water, en as jy hier aankom, al wat ek vir jou kan gee is 'n halwe bak water. En sy stop hom en sy sê vir hom, hoorie, kyk ek gou op die pad waar jy, in die kant wat jy is, as ek jou dra, kyk aan daai kant. Wat sien jy? En die emmer sê vir, nee, hy sien al die bome en al die plante, en sy sê, wat sien jy aan die ander kant, waar ek die ander emmer dra? Nee, niks nie. Sy sê, elke dag vir die laaste 2 jaar, het jy hierdie blommetjies wat ek hier geplant het, water gegee. En as gevolg van jou wat elke dag hierdie blommetjies water gegee het, is my roete in die oggende soveel mooier. En is hierdie journey van waterskep en terugkom vir my soveel lekkerder. Maar nog meer kan ek van hierdie blomme gaan pluk en in my huis kom bære. So jy maak my huis mooi. Jy het 'n nut. Jy het 'n doel. Jy het 'n purpose en dis kom ek jou nie gaan weggooi nie. So our weakness does not disqualify us. Our weakness is not our problem. Maar tog lewe, ek wil amper sê 80% van julle nog op hierdie call met hierdie mindset van ek moet harder probeer om nader aan die Here te bly. Ek moet harder probeer, ek moet vroeër opstaan, ek moet 'n ander Bybel gaan koop, ek moet meer highlighters hê, ek moet 'n groter journal hê, ek moet my woord meer ken, ek moet skrif meer kan opsê, ek moet meer by die kerk wees, ek moet meer by die kerk bedien, ek moet op meeste van die rade wees. Dit is nie die gospel nie. Kolossense 3 vers 13 sê, For you died, and your life is now hidden with Christ in God. So, as jy aan die prentjie kyk aan die linkerkant, daai rooi streep is waar jou lewe nou deel geraak het van Christus, of waar jy probeer in jou eie effort althans deel raak van Christus, because you're chasing after him. Maar as jy die skrif gaan verstaan, for you died, and therefore your life is now hidden with Christ in God. En dan raak jou lewe en jou prentjie en jou illustrasie die van die linkerkant. Dan is jy nie meer aan die buitekant chasing, trying harder, doing more, everything from self-effort. En daar is gepraat van abiding and striving in week 3 of week 4. You're not striving to get in because you are already in. You are already hidden in him. Dis God voor, Christus in die middel en jy diep in die binnekant klaar weggebêre. You are already joined to him. En dit vir my is so mooi. As jy hierdie kan vasmaak en dit word kopkennis en dit word hartkennis, dan beteken staying close, not chasing him, trying harder.
Dit beteken, en ek het dit nou mooier geskryf hier in Engels, it is about becoming aware of where you already are. So ek wil jou regtig net gou-gou vir 'n split sekondes net gou-gou toelaat om net vir jouself net gou te vra of kom ons maak so. Become aware where you are already. Wiesin is jy alreeds? En waar is jy? Volgens skrif, nie volgens wat jou kop nou vir jou sê nie, nie volgens die stemme wat nou gaan harder praat nie, nie volgens die wêreldse geraas en opinies nie. In God se woord, waar is jy alreeds? Waar is jy alreeds? You are already hidden inside of him. En dan wil ek hê, as jy ooit met daai konsep sukkel, moet jy hierdie 4 punte onthou aan elke kant. Dis nie moeilike punte nie. Maar vir regtig jy moet vir jouself vra, watter mindset lewe jy uit? Lewe jy uit die proximity mindset, die striving mindset, of lewe jy uit die gedagtegang van 'n union? Hier is 'n gemeenskap realiteit. Want proximity mindset sê, I need to get closer. Distance and weakness. I'm chasing after him. I am outside and I'm trying to get inside. En dan die union reality sê, I'm living in awareness. I am lost focus. I am remembering of him or remembering in him. And I'm already joined and hidden in Christ. So die een mindset gaan vir jou totale rus gee. Waar die ander ene gaan net weer week 3 en week 4 se striving in jou opwakker maak. So nou wil ek jou kop blaas. Hier's wat ek geskryf by die striving mindset, distance. Dit is seker 'n woord wat almal van ons al in ons lewens gebruik het. Ek voel ver van die Here af. Vir 'n ander goeie voorbeeld, ek voel vet. Dan sê my man vir my, Geraldine, probeer gou vir my weer voel, want vet is nie 'n gevoel nie. So hoe voel jy? Dan raak ek kwaad vir, want ek sê dit is vir grappies nie. Ek voel vet. Dan sê hy, maar vet is nie 'n gevoel nie. So hoe voel jy? Selfs met hierdie ene. Ons het almal al gesê, ek voel ver van God. Distance is not physical. Moenie my vra om hierdie wetenskap en wiskunde somme vir julle te doen nie. Dis woordsomme. Ek het vroeër vir my broer gesê, ek kan nie woordsomme doen nie. Ek het nog nooit nie. Maar ek sê nou vir jou, I know that I know that I know. Distance is nie 'n fisiese ver nie. Jy is nie fisies ver van God nie. Distance is awareness. So skryf dit neer vir jouself, Maritza. Distance equals awareness. As ek jou ooit in die straat raakloop, of ek kry 'n e-pos van jou of 'n WhatsApp of 'n wat ook al maniere ons mekaar nog in die nabye toekoms gaan moontlik kan kommunikeer, en jy sê vir my, Geraldine, ek voel so ver van die Here af, dan gaan ek vir jou sê, dit is onmoontlik, Alida, dis onmoontlik, Ria, dis onmoontlik, Hanelie, om ver van die Here te wees. Want kom ek herinner jou gou-gou weer, jy is alreeds in hom, jy is alreeds gejoined to him. Kom ons tackle daai gevoel van ek voel ver, en ons skuif ons fokus na awareness. You didn't drift from God because God moved. Nee. You drift because your focus moved. Groot verskil. Kyk, ek gaan na hierdie prentjie. As jy links is, en dis jou posisie, en die geel is Christus binne jou, en as jy reguit 180 grade voor jou kyk, dan is dit the awareness of God, dan is jou fokus mos nou op God. Maar as jou fokus net 'n grade af fokus, net
afdrift van die pad af, net 'n grade is nodig, dan is jy uit daai totale samevatting van die awareness of God. So, Hebrews 2 vers 1 sê, we must pay the most careful attention so that we do not drift away. Daar sê nie ons moet net bietjie versigtig wees nie. The most careful attention. En dis die enigste manier wat daar 'n oortreffende trap gebruik word by versigtig wees en dis by drifting. Vrouens mag hierdie vanaand verragtig vir ons 'n eye-opener wees oor hoe maklik dit is vir ons om te drift. En drifting veroorsaak dan dat ek en jy terugkom in daai cycle wat ek moet net weer harder probeer, beter doen, meer wees, meer gee sodat ek net weer naby aan God kan kom. As jy ooit weer by daai plek kom, maak my die belofte dat jy nie harder gaan probeer nie, dat jy nie meer gaan probeer wees nie. Dat jy net gaan bepaal, kom ek kyk net gou-gou waar is ek. My waarheid is, I'm already hidden inside of him and I'm already joined with him. So, God cannot be distant. He cannot drift. What is drift? My focus. So kom ek bring my focus terug op wat belangrik is. The complete awareness of God. Mag ons nooit weer sê, God het my gelos nie. God het my agtergelos. Ek dink die Here sondig my. Waar is hy? Hy voel so ver. En mag ons eerder begin te sê, I drifted in what has taken my focus. I have drifted in what has caught my attention. So, kom ons kyk net gou, wat gebeur? Want die realiteit is die skrif waarsku ons take most careful attention not to drift. So, ons het 'n sondige natuur, lewe gaan gebeur, prioriteite gaan skuif, and we're going to feel like we have drifted. How do we return? Vrouens, hierdie is nie, gaan haal die sambok, klap jouself van jou kroontjie tot jou toontjie stikkend en blou, vertel vir jouself hoe kwaad jy is. Hoekom is jy nou alweer so stupid? Hoekom het jy dit nou alweer toegelaat, nie? Nee, returning is not God, I am far, I need to come back nie. Want dit klink of ek en jy, soos die Israeliete, 430 jaar gaan moet terugreis na die beloofde land. Kyk, iemand het dit al klaar vir ons gedoen, so ek en jy hoef nie so lank te vat nie. Ons hoef nie so lank te vat nie. Returning is letterlik net weer die switch aan te sit, jou ligskakelaartjie aan te sit en te remember. God, I became aware that I have drifted. Now I remember waaroor dit vir my gaan. Total awareness of God. Dis byvoorbeeld die prodigal son, die verlore seun. When he came to himself in Lucas 15 verse 17, he didn't become someone new, he just remembered who he was. Hy het net weer onthou, ek is my pa se seun. Hy het vir my 50% van sy erfporsie uitgedeel. Ek beteken iets. Hy gaan vir my meer doen as wat hy vir sy slawe en sy diere sal doen. Hy het net onthou wie hy was. En dis al wat ek en jy nodig het om te doen. Ons is klaar, the bride of Christ. Ons is klaar, joined to him. Ons is klaar, hidden inside of him. Mag ek en jy by daai plek uitkom waar ons besef as ons drift, net weer te onthou, soos 'n ligskakelaar te kan sê, I became aware, I became unaware that I was drifting, maar nou onthou ek weer, total awareness, of I became unaware who you say I am, but now I remember. I became unaware of your promises for my family, for my finances, for my health, for my work, for my children, for whatever. I became unaware. I drifted. But now I remember.
Want hier's jou realiteit, vrouens. Ons hoef nie te travel nie. That's not what returning means. The bride, dink ek gaan aan die troue. Die bruid gaan nie net op die troudag die bruidegom gaan besoek nie. Ook ek gaan nou vir Hytjie by die Hytjie wag my by die kansel. Ek gaan hom gou vinnig besoek en as ons nou klaar koek en tee gedrink en dan is ons die besoektyd nou oor en nou moet ek nou weer terug na my huis toe gaan nie. Nee. My troudag is daar want ek en Hytjie gaan een met mekaar word. Net so is dit joune. You're not going to the bridegroom just for a quick visit. Nee. You're going to the bridegroom because you are joined to him. Want Efesiërs 5 vers 31 tot 32 sê vir my en jou, then two shall be one. Net soos hierdie verhouding, my en jou verhouding met God die Vader. So die bruid hoef nie te sê, let me get closer to my bridegroom nie, want sy's klaar naby aan hom. I am one with him. Let me live aware of him. So wat gebeur nou? Hierdie shift in my en jou lewe en in ons wêreld gaan nie net oor ons omgewing nie. Dit gaan oor my en jou identiteit. En dis hoekom dit belangrik is om te lewe uit die plek van die 5 wyse maagde wat voorberei is wanneer die bruidegom kom. Want daar gaan duisendes wees wat hom gaan wil besoek, soos 'n gas by 'n troue. Maar die wie se olielampies vol is, wat in 'n diep intimiteit met hom is going to be joined with him. So, you don't return to become closer to God again. Jy kan nie ver en naby van die Here af wees nie. Ons gaan daai woordekeuses vanaand breek. We're not going to use them again. Ek en jy kan nie verder, nou moet ek weer harder probeer en nader kom en dan mis ek die pad weer. Ons kan nie. Ons kan nie verder of nader aan die Here kom nie. Ons kan return to remember who I already am. So wanneer ek drif, I return because I remembered who I already am. En ek wil vanaand vir jou hierdie gee, my raad gaan wees dat jy 'n screenshot gaan vat hiervoor, dit uitprint en jou maak, maar hierdie is jou daaglikse awareness as die bruid van God. Lord, I'm not trying to reach you. I am already in you. My life is hidden in Christ. I am one spirit with you. When I feel far, I will remember. When I feel weak, I will return in awareness. I do not chase closeness. I live from union. I am yours and you are mine. En jou skrifgedeeltes is Kolossense 3 vers 13. My life is hidden in Christ. I am one in spirit with you. 1 Korintiërs 6 vers 12. As jy net een skrif wil siteer in jou lewe en opsê vir die res van jou lewe, mag dit wees, I am one spirit with you, of my life is hidden in Christ. Mag dit die plek wees waar jy lewe uit 'n plek van I am yours and you are mine. Dit is wat belangrik is vir my om te verstaan wie jy is as the awakened bride, wie jy is as die bruid van God. So my doel en my plan met hierdie hele volvrou seisoen 9 is kom ons gaan herdefinieer the bride, wie sy is, hoe lyk sy, wat die wêreld vir haar vertel sy moet doen, wat sy nie moet doen nie, hoe lyk abiding, hoe lyk striving, en dan, hoe lyk my intimiteit? Hoor julle die alarm, is my buurman se alarm, want ek gaan vir Hytjie gaan praat, of daar iets fout is aangevas. Ekskuus julle.
En wanneer jy hierdie dan verstaan, hierdie konsep gaan snap, dat ek is reeds in Christus. Hy kan nie verder van my af beweeg nie. Want ons is reeds by mekaar. So ons like he cannot move. But my focus, my awareness has drifted. En dan is dit eenvoudig om vir jouself te sê, I don't have to fight any day longer to stay close to God. I just have to stop believing that he was ever far. En wat se sag vrede val op jou neer as jy daai hoor. Dit was vir my soos die mooiste olie salwing wat die Here vir my kon uitstort laasweek toe ek hierdie voorberei het. I don't have to stop believing. No. I don't have to fight to stay close to God. I just have to stop believing that he was ever far. En nou dat ek weet that I'm joined in him, my lewe is een met hom. Daar is 'n union. Kies ek eerder om met daai union mindset, because I am the bride of Christ. I'm not going to attend the feast as a occasional guest. I've got a path there. En uit daai plek van intimiteit wil ek elke dag van my bruidegom leer. Wil ek hom beter verstaan? Wil ek hoor hoe klink sy stem? Wil ek hoor hoe klink sy woorde? Gaan sit ek onder sy dekmantel vir korreksie? Wil ek beter raak en wil ek beter lyk? En dan wil ek vir julle afsluit met die laaste enetjie. Ek nou vir julle gegee, you don't have to fight to stay close to God, you just have to stop believing that you were ever far. En die stuk wil sê, when life gets loud, want hy gaan. Life happens to everyone. Ek wil amper vir jou sê, dat van ons, almal van ons op hierdie call, we're not excluded from pain. Pain is part of the journey. We are not excluded from rejection. We are not excluded from loss. We are not excluded from death. We are not excluded from sickness. Life gets loud for everyone. But my wish for you is don't strive. Moenie dan skielik voel, ek moet harder probeer nie. Just remember, you're not a woman trying to get to the Father. You are a woman living from him, in him, joined to him. En dit is die beeld. Dit is die beeld wat ek glo as Jesus Christus en God die Vader vir ons een boodskap moet gee oor hoe lyk hierdie bruid van hom. Wie is sy? Wie is hierdie bruid? Vrouens, dan gaan ons alles neersit, ophou probeer, ophou jaag, ophou skarrel, ophou tone trap, ophou wonder moet ons hierdie gesprekke gaan nie. We gotta stop with all of it. Ek glo as hy ons vanaand sagkens moet kom bedien oor hoe lyk sy bruid, is dit die vrou wat weet dat sy's reeds in hom. Dat sy's reeds syne. En dat hy was nog nooit ver van haar af gewees nie. Nog nooit. So Hemelse Vader, Here, ek loof en ek eer U vir U ongelooflike ontmoeting met ons, Here. Dankie vir 'n besonderse 6 weke reis wat U met ons gestap het in voorbereiding vir hierdie bruid van U. Dankie dat U ons in elke week intiem kom ontmoet het. Party weke hard gekorrigeer het, party weke net sag kom vashou en kom troos. Omdat die wêreld ons vertel het wie ons nie is nie en wie ons moet probeer wees. Here, dankie dat U so sag en so gentle met ons werk wanneer U ons kom leer en kom wys oor wat abiding is, Here. Ek dink aan die studie wat ek gedoen het nou voor ek hier opkom, dit spring sommer in my kop, Vader, oor, jy weet, moet jy jou kinders slaan, moet jy nie jou kinders slaan nie, is dit deel van God se woord, Here, en hoe U skrif uitdruklik sê, hoe lyk punishment?
Veroorsaak dit fear, veroorsaak dit isolation, of bou dit wysheid, bou dit karakter, bou dit deursetting. Here, U is nie 'n pa wat sy kinders wil straf nie. U korrigeer ons, maar U wil ons nie straf nie. Mag ons van hier af vorentoe daadwerklik besluit, Here, dat ons nooit ooit weer die woorde sal sê dat U is ver van ons af, of wat ons voel ver van God af nie, want dit is prakties in 'n geestelike oog om raak te sien onmoontlik om te gebeur. Here, ons kan as U kinders en as U bruid nie ver van U af beweeg nie en U kan nie ver van ons af beweeg nie. Maar mag ons besef hoe gevaarlik dit is om net 1% van 'n grade links of regs te drift, fokus te verloor. Here, so ek bid vir hernuwing van en 'n openbaring van totale bewusmaking van U. Dat U hierdie vrouens se absolute fokus sal wees en sal bly. Dat sy sal kom en sal gaan in haar besluite met U. Dat sy haar dag sal begin en sal eindig by U. Dat sy U sal kom raadpleeg, by U sal kom troos vra, by U sal kom vrede deel, by U kom sit met goeie nuus, by U kom sit met slegte nuus. Want dis wat U van ons verwag, Here. Om nie die gas te wees by die bruilof nie, Here. Nie die occasional guest that comes to visit nie, Here. Maar die bruid wat wil inskuif langs haar bruidegom. Here, en ek besef soos vrouens vanaand gaan deurwerk en die notas gaan deurwerk, gaan baie van ons 'n prodigal son oomblik ervaar. Baie van ons gaan uiteindelik besef en onthou wie U sê ons is. Here, en niks, maar niks kan ons skei van die liefde nie, Here. Mag ons hierdie totale bewusmaking hê, Here, dat wanneer U vir 'n ander vrou iets uitdeel en dit haar seisoen vir abundance is, dat dit nie U planne vir my lewe omvergooi nie. En dat daar nie nou skielik vir my minder in store is nie. En net so, Here, wanneer dit weer my tyd is vir abundance, Here, dat die volgende vrou nie gaan dink dat daar's fout met haar nie. Hoekom lyk haar lewe so nie? Here, mag ons fokus totaal en al net op U bly. Mag ons oë gerus wees op U. Mag ons lewe gerus wees op U. Mag ons gedagtes gerus wees op U, Here. En mag ons uit daai plek uit dan opstaan en ons dag tot dag gaan aanpak, Here. Dankie vir U liefde, dankie vir die seën. En dankie dat U net genoeg vir ons uitgedeel het elke week waarvoor ons gereed was om te digest. Baie van hierdie vroutjies, Here, is nog op die borsmelkfase, maar ek weet dat dis 'n hele paar wat dit weer gaan deurwerk, Here, wat tweede level wil gaan, dieper en vaste kosse. So Here, ek bid dat soos die vrouens oor en oor deur hierdie goeters gaan en weer U op die bladsy van hulle notas gaan ontmoet, dat U haar net nog dieper, nog verlief, meer liewer vir U sal maak, Here. En as sy van krag tot krag sal groei in dit wat haar mandaat op haar lewe is, deur U gesit. Dankie vir die goedheid en die guns. Amen en amen. Okay, liewe dames, voor ek vir julle almal baie sê, hou net die groepies dop, daar gaan 'n paar afkondigingkies neergeplaas word op die groep, onder andere, omdat hierdie seisoen klaar gemaak het, gaan daar weer 'n special wees op al 8 my seisoene se boeke, e-boeke vir selfstudie. Ons is hard besig met my boek launch en my boek wat op die mark gaan wees van die 4de Mei. Daar gaan ek moet net seker maak by my uitgewers of ek 50 of ek 100 boeke op my Facebook gaan verkoop, maar dit gaan letterlik eerste 50 of eerste 100, first come first go. Die res gaan ongelukkig by boekwinkels moet gaan boeke kry.
So dit gaan ek met julle bevestig. Die datum van die boeklaunch gaan gedeel word. Dis ongelukkig in Pretoria, so ek weet baie van julle is nie aan hierdie kant nie, so dis nie vir julle moontlik nie, maar ek het baie goeie vriende in die Kaap wat werk aan 'n Kaap boeklaunch, maar ja, alles kos geld, alles nodig tyd. Ek en Hytjie gaan deur 'n groot besluit in my maand. As julle vir ons daarvoor kan bid, as julle rondom die boek vir my kan bid, want ek kan julle beloof, die vyand is listig. Hy is besig om diep binne my vriendskappe in te kom. So as julle daarvoor vir my kan bid en dan Bybelstudie app. So, wat ek gedink het en ek het julle raad nodig. Ek sal van julle weet nou al die van as gevolg van die ander groep wat julle op is, die Genesis groep wat julle op was, maar ek dink aan die volgende en ek het raad nodig. 'n Maandelikse subskripsie waar jy dan nou, ek gaan al die inligting vir julle uittik want ek praat nou sonder my papiere voor my, maar byvoorbeeld, kom ons sê ons doen die boek van Genesis, dan gaan jy jou maandelikse subskripsie betaal, jy gaan jou spesiale promo download code kry en die lesse gaan eers oopbreek soos wat jy die een les klaar gemaak het. So jy gaan die les op jou eie tyd kan deurwerk. Jy gaan nie kan agterraak nie, jy gaan nie kan voorgeraak nie, want jy gaan die een les na die volgende les moet doen. Maar kom ons sê byvoorbeeld Genesis les 1, my Afrikaanse Engelse voice note, my Afrikaanse Engelse notaatjie en dan enige ander resources wat ek gebruik sal dan daarin gesit word vir 'n subskripsie. Maar dan sê ons ook een keer 'n maand kom ons bymekaar en daar's accountability sodat jy nie agterraak en jou geld betaal op iets en dit nie gebruik nie. Of jy gaan oor op die monthly package waar jy meer kry in plaas van 'n studiekaart, kry jy 'n volledige e-boek wat jy gaan deurwerk en argumentsonthaalwe 3 video's oor jou les. Met ander woorde, ons het Genesis bespreek, maar daar's miskien nou 'n dieper les wat in Genesis moet geleer of raak in Genesis 1 gesien en raak geleer moet word. Of alternatief 'n premium package wat jy alles kry en Zoom sessies. So, julle moet asseblief my daaroor gaan dink. Dis ongelooflike baie harde werk, ongelooflike baie beplanning, soos julle kan dink. Dit is in wording, dit is by my website mense. So ek kry baie min tot geen slaap op hierdie stadium, maar am I building the kingdom is al wat ek myself altyd vra. Am I building the kingdom or am I breaking it down? So it's so worth it, maar ek het input nodig, want ek het net, dis uit die einde van die dag julle wat dit moet gebruik. So ek sal regtig julle input baie waardeer. En dan die laaste ding, ek haat dit om te vra, maar ek moet dit vir julle weer 'n keer vra want ek dink ek het nog net 2 ontvang. As jy enigiets op Volvrou beleef het, dit vir jou iets beteken het, deure oopgemaak het, lig geskyn het in die donkernis, wil ek jou regtig vra vir 'n testimony. Want ongelukkig werk my programme op word of mouth en as jy voel dat dit vir jou iets beteken, is dit juist wat die volgende vrou nodig het om ja te sê uit haar plek van vrees, uit haar plek van angs, om te sê, weet jy wat, kom ek sê vir die laaste kursus of vir die laaste projek ja en kyk wat God met my wil doen. So, dis nie 'n moet nie, maar vir die vrywilliges sal ek dit verskriklik baie waardeer as julle my testimonies kan skryf. So, liefde vir julle almal, baie mooi aand. Hou my sosiale media dop want ek dink amper dit gaan net 50 boeke wees wat ek persoonlik gaan teken en vir jou gaan versend. Die res gaan ongelukkig by e-boeke moet gaan koop. So, liefde, dankie dat julle op hierdie program was. Dankie dat julle harte en julle gesindheid op hierdie program so mooi was. Ek moet sê ek dink dit was so ver vir my die lekkerste ervaring gewees sonder om uit te brei op wat op die vorige groepe plaasgevind het en skeef getrap het, maar ek wil julle elkeen net regtig kom eer vir die eienaarskap wat jy van jou eie reis gevat het. Baie van julle het my hand vasgehou, baie van julle het my privaat boodskappe gestuur, baie van julle het baie hartseer kom oopmaak vir die eerste keer in julle lewe aan iemand en dis oké, maar baie van julle
het eienaarskap gevat en gesê, hierdie is my journey, hierdie is my reis, en as ek hier uitstap, gaan ek wragtig meer weet en verstaan van die Here. En dan het ek gesien hoe's daai huiswerke teruggestuur, hoe julle skrifte gaan ontleed, hoe julle name gaan inskryf in verse en het julle sin gemaak, die declarations en die affirmations julle sin gemaak. So ek eer julle en julle storie is nog lank nie verby nie. En ek's opgewonde om te sien wie se volgende olielampie gaan jy gaan lig gee sodat sy weer vir die volgende een kan gaan lig gee. So kom ons gaan steek die olielampies daar buitekant aan en kom ons gaan maak meer bruide gereed vir die bruidegom. Lief vir julle almal, lekker aand, lekker slaap. Ons chat op die groep en hou net dop. Daar kom baie goed, maar hou dop. Lekker aand julle almal. Bye.